Ek was 6 jaar oud. Ek het 'n pragtige boek gesien. Die boek het oor die oerwoud gepraat. Dit het 'n boa constrictor gewys. Die slang eet 'n groot dier. Ek het my eie tekening gemaak. Ek het dit vir die groot mense gewys. Ek het gevra of hulle bang is. Hulle het gesê, hoekom sal 'n hoed ons bang maak? Maar my tekening was nie 'n hoed nie. Dit was 'n slang wat 'n olifant geëet het. Die groot mense het nie verstaan nie. Ek moes 'n ander tekening maak. Ek het die binnekant van die slang gewys. Toe het hulle gesê ek moet leer. Ek slaap in die woestyn. Iemand maak my wakker. Dit is 'n klein seentjie. Hy het goue hare. Hy vra my 'n vraag. Teken asseblief 'n skaap vir my. Ek is baie verbaas. Ek teken die skaap. Hy is nie tevrede nie. Ek teken nog 'n skaap. Hy glimlag. Hy sê hy kom van 'n klein planeet. Hy is die klein prins. Ons gesels lank. Die klein prins vra die verteller om 'n skaap. Die verteller teken 'n boks vir hom. Die klein prins is baie gelukkig. Hy sê die skaap slaap in die boks. Dan begin die verteller vrae te stel. Waar kom jy vandaan? Vra hy. Die klein prins antwoord nie dadelik nie. Hy dink eers baie diep. Ek kom van 'n klein planeet af, sê hy uiteindelik. Die planeet is baie klein. Dit is net so groot soos 'n huis. Dit word asteroïde B612 genoem. Die verteller is baie verbaas. Hy wil meer van die klein prins se planeet weet. Die klein prins begin sy storie vertel. Die klein prins kom van 'n baie klein planeet. Sy planeet is net so groot soos 'n huis. Hy het 3 klein vulkane. 2 vulkane is aktief. 1 vulkaan is slapend. Hy gebruik hulle om sy kos warm te maak. Daar is ook 'n pragtige roos op die planeet. Die klein prins hou baie van die roos. Maar die roos is baie trots en moeilik. Hy moet die planeet skoonmaak. Hy moet ook die boompies uittrek. Die boompies is baie gevaarlik. Hulle kan die planeet breek.
Elke dag kyk hy na die sonsondergang. Hy voel soms alleen. Die klein prins het my oor sy planeet vertel. Sy planeet is baie klein. Daar is goeie plante en slegte plante. Die baobab is 'n baie slegte plant. As dit te groot word, breek dit die planeet. Jy moet die klein baobabs vroeg sien. Dan moet jy hulle uittrek. Dit is 'n baie belangrike werk elke dag. As jy lui is daar 'n groot probleem. Die klein prins het die planeet skoongemaak. Hy het 3 klein baobabs verwyder. Hy het ook 'n klein roosplant gehad. Die roos is mooi en nie gevaarlik nie. Maar jy moet altyd oppas vir die baobabs. Die prins het baie van sonsondergange gehou. Op sy planeet kon hy die son baie keer sien sak. Hy het sy stoel geskuif. Hy het net die sonsondergang wil sien. Op 'n dag het hy die sonsondergang 44 keer gesien. Hy was baie hartseer. Mens is altyd hartseer as jy sonsondergange kyk. Hy het vir die verteller van hierdie storie vertel. Die verteller het 'n tekening gemaak. Dit was 'n tekening van 'n sonsondergang. Maar die groot mense het die tekening nie verstaan nie. Hulle het gedink dit is 'n hoed. Die prins was alleen. Hy het die sonsondergang nodig gehad. Die klein prins en die verteller sit by die waterput. Dit is 'n baie stil aand. Die klein prins kyk na die sterre. Hy dink aan sy planeet en sy roos. Hy vertel 'n geheim aan die verteller. Die geheim is, jy moet altyd na jou hart luister. Die roos is baie spesiaal vir hom. Hy het haar versorg en liefgehad. Sy hart weet wat reg is. Die ster is mooi omdat daar 'n roos is wat hy ken. Die verteller verstaan die storie nou beter. Die klein prins is gelukkig. Hy gaan gou terug na sy eie ster. Die verteller sal hom nooit vergeet nie. Die klein prins het 'n pragtige roos op sy planeet. Die roos het eendag verskyn. Sy was baie spesiaal en uniek. Maar die roos was ook baie trots. Sy het baie eise gehad. Sy wou water in 'n glas. Die klein prins het vir die roos gesorg. Hy het haar beskerm teen die wind. Hy het na haar stories geluister.
Die roos het gesê sy is die enigste een in die heelal. Die klein prins het haar geglo. Hy het baie van die roos gehou. Maar hy was soms moeg vir haar moeilike gedrag. Hy het besluit om op reis te gaan. Die klein prins voel baie alleen. Hy besluit om te reis. Hy wil nuwe vriende vind. Hy maak sy planeet skoon. Hy sê totsiens vir sy roos. Die roos is hartseer. Sy gee vir hom 'n kus. Hy loop na die rand van die planeet. Hy sien 'n groep voëls. Die voëls kan vlieg. Hy spring op die rug van 'n voël. Die voëls vlieg weg. Die klein prins verlaat sy klein planeet. Hy kyk een laaste keer. Hy gaan na 'n nuwe avontuur. Die prins ontmoet 'n koning. Die koning woon alleen op 'n klein planeet. Hy dra 'n lang mantel. Die koning dink hy regeer oor alles. Maar daar is niemand om te regeer nie. Hy sê vir die prins, jy is my onderdaan. Die koning gee bevele. Sy bevele is baie redelik. Hy beveel die prins om te sit. Die prins is moeg en sit. Die koning wil 'n minister wees. Die prins vra om toestemming om te vertrek. Die koning sê, ek beveel jou om te gaan. Die prins verlaat die planeet. Die prins ontmoet 'n ander man. Die man dra 'n hoed. Hy sê hy is die beste persoon op die planeet. Hy wil dat die prins hom bewonder. Die man sê, ek is die mooiste en slimste man. Die prins vra, waarom is jy alleen? Die man antwoord, almal moet my bewonder. Die prins klap vir hom. Die man maak 'n diep buiging. Die prins is verveeld. Hy sê, dit is nie interessant nie. Die prins verlaat die verwaande man. Hy dink die man is snaaks. Die klein prins ontmoet 'n dronk. Die man sit by 'n groot versameling bottels. Hy drink die hele dag. Die klein prins vra, hoekom drink jy? Die dronk antwoord, ek drink om te vergeet. Die klein prins is verward. Hy vra om wat te vergeet. Die dronk sê om my skaamte te vergeet. Die klein prins vra weer, hoekom is jy skaam?
Die man sê, ek is skaam omdat ek drink. Dit is 'n sirkel. Die klein prins verstaan nie. Hy dink die dronk is baie vreemd. Hy verlaat die planeet. Hy is hartseer oor die groot mense se logika. Die volgende planeet was baie besig. Die sakeman tel sterre. Hy kyk nooit na die hemel nie. Hy is altyd besig met sy boeke. Hy sê, ek besit hierdie sterre. Die klein prins vra, waarom? Die sakeman antwoord, so kan ek ryk wees. Maar hy doen niks met die sterre nie. Hy help niemand nie. Die klein prins dink dit is snaaks. Die sakeman is net 'n getal. Die klein prins verlaat die planeet. Hy sê, groot mense is baie vreemd. Die prins ontmoet 'n man op 'n klein planeet. Die man is die lampaansteker. Sy werk is baie vreemd. Hy steek die lamp elke aand aan. Dan maak hy dit elke oggend uit. Die planeet draai baie vinnig. Elke minuut is 'n nuwe dag of nag. Die man kan nooit rus nie. Hy is baie moeg. Maar hy doen sy werk baie goed. Die prins hou van hierdie man. Die lampaansteker is getrou. Hy dink aan ander mense, nie net homself nie. Die prins wil langer bly. Maar die planeet is te klein vir 2 mense. Die prins ontmoet 'n ou man. Die man is 'n geograaf. Hy sit by 'n groot tafel. Die tafel is vol groot boeke. Die geograaf skryf nie self nie. Hy vra vir ontdekkingsreisigers. Hy wil feite hê. Hy vra oor die prins se planeet. Die prins praat van sy 3 vulkane. Hy praat van sy pragtige blom. Die geograaf sê blomme is nie belangrik nie. Hulle is net tydelik. Die prins voel hartseer. Hy besef sy blom sal eendag weg wees. Die klein prins land op die aarde. Die aarde is 'n baie groot planeet. Hy sien baie mense en diere. Hy voel eensaam op die nuwe plek. Die klein prins loop in die woestyn. Hy ontmoet 'n slang. Die slang praat met hom. Die slang sê hy kan help.
Die klein prins is nie bang nie. Hy wil sy vriend, die roos, sien. Die aarde het baie mooi blomme. Maar hy dink net aan sy eie roos. Hy mis sy klein planeet. Die reis op die aarde begin nou. Die klein prins kom by 'n woestyn aan. Hy sien 'n slang op die grond. Die slang is baie stil en geel. Dit praat met 'n sagte stem. Die slang sê, ek kan jou help. Die slang het baie krag. Dit kan mense na hul planeet terugneem. Die klein prins is nie bang nie. Hy wil na sy roos teruggaan. Die slang bied aan om hom te byt. Die byt sal vinnig en sonder pyn wees. Die klein prins dink baie hieroor. Hy mis sy planeet en sy roos. Hy besluit om die slang te vertrou. Die klein prins loop in die woestyn. Hy sien 'n blom. Die blom is alleen. Dit is 'n pragtige rooi blom. Die blom praat met die klein prins. Sy voel bang in die groot woestyn. Die klein prins is vriendelik. Hy gee water aan die blom. Die blom is baie dankbaar. Sy vertel 'n storie. Haar storie gaan oor die wind. Die klein prins luister mooi. Hy wil die blom help. Die blom glimlag nou. Hulle is goeie vriende. Die klein prins loop op 'n hoë berg. Die lug is baie koud. Hy sien net rotse en ys. Hy roep hallo. Die berg antwoord hallo hallo. Dit is 'n echo. Die prins dink die wêreld is leeg. Hy voel alleen. Toe dink hy aan sy roos. Sy roos is spesiaal. Mense is oral, maar hulle het geen wortels nie. Dit maak hom hartseer. Hy wil na sy planeet teruggaan. Die klein prins kom by 'n groot tuin. Die tuin is vol rose. Hy sien duisende rose. Al die rose lyk presies soos sy roos. Hy voel baie hartseer. Hy dink sy roos is nie spesiaal nie. Sy roos het vir hom gesê sy is die enigste een. Maar hier is baie rose. Hy gaan op die gras sit. Hy dink aan sy planeet.
Toe praat die vos met hom. Die vos sê, kom leer my ken. Die klein prins is verbaas. Hy draai om en sien die vos. Die prins ontmoet 'n vos. Die vos sê, tem my. Die prins vra, wat beteken 'n tem? Die vos verduidelik. Tem beteken om vriende te maak. Jy moet baie geduldig wees. Dan word jy vir my uniek. En ek word uniek vir jou. Die prins begin om die vos te tem. Hy sit elke dag nader. Hulle word goeie vriende. Die vos leer hom 'n belangrike les. Slegs met die hart kan jy goed sien. Die tyd wat jy vir jou roos spandeer, maak haar so kosbaar. Die prins verstaan nou. Die klein prins ontmoet 'n man by die treinstasie. Die man is 'n spoorwegwisselaar. Hy werk baie hard. Treine kom en gaan die hele dag. Die wisselaar stuur treine verskillende kante toe. Mense is altyd haastig. Hulle soek iets anders. Niemand is tevrede nie. Slegs die kinders druk hulle neuse teen die vensters. Hulle geniet die reis. Die wisselaar sê mense soek geluk. Maar hulle weet nie waar nie. Die klein prins dink aan sy roos. Hy verstaan die wisselaar se woorde. Die prins ontmoet 'n ander man op 'n planeet. Die man verkoop 'n spesiale soort pil. Hierdie pil verwyder die gevoel van dors. As jy nie dors voel nie, hoef jy nie water te drink nie. Die verkoper sê jy spaar baie tyd. Die prins dink hieroor. Hy vra vir die verkoper 'n vraag. Wat doen jy met al die ekstra tyd? Vra hy. Die verkoper antwoord nie dadelik nie. Dan sê hy jy kan meer werk doen. Die prins is nie gelukkig met hierdie antwoord nie. Hy verkies om na 'n fontein te loop. Hy hou van die rustige oomblik van drink. Vir hom is dit nie net oor water nie. Dit is 'n spesiale en goeie ervaring. Die piloot en die prinsie loop in die woestyn. Hulle is baie moeg en dors. Hulle soek water. Die prinsie sien 'n put. Die water is diep in die grond. Die piloot maak die put oop. Hulle drink die water.
Die water smaak wonderlik. Dit is soos 'n fees. Die prinsie is baie gelukkig. Hy dink aan sy planeet. Hy dink aan sy roos. Die sterre skyn helder in die nag. Die woestyn is mooi in die sterrelig. Die klein prins en die verteller is baie dors. Hulle soek 'n waterput in die woestyn. Die klein prins sê water is goed vir die hart. Die verteller is moeg en wil opgee. Maar die klein prins hou vol. Eindelik vind hulle die ou waterput. Die put het 'n houtrad en 'n tou. Die water klink soos musiek. Die klein prins drink die water. Hy sê die water is 'n spesiale geskenk. Dit is spesiaal omdat hulle so hard daarvoor gewerk het. Die verteller voel gelukkig en dankbaar. Die ster is pragtig daardie nag. Die klein prins dink aan sy planeet en sy roos. Die klein prins gaan terug na sy planeet. Hy moet sy rose versorg. Die verteller is baie hartseer. Hulle sê vir mekaar totsiens. Die klein prins stap stadig weg. Die verteller dink aan sy nuwe vriend. Hy kyk na die sterre in die nag. Elke ster lag vir hom nou. Hy onthou die gesprekke. Dit was 'n spesiale ontmoeting. Die verteller mis hom. Maar hy is gelukkig vir die klein prins. Hulle vriendskap sal vir altyd bly. Dit is nie 'n vaarwel nie, dit is 'n totsiens. Die verteller is baie hartseer. Hy dink aan die klein prins. Dit is nou 6 jaar sedert die storie. Hy het die tekening van die skaap nooit voltooi nie. Maar hy onthou alles baie goed. Hy kyk na die sterre in die nag. Hy hoor die klein prins se lag in hulle. Die sterre is soos klokkies wat lag. Dit maak hom gelukkig. Hy vra 'n belangrike vraag vir die leser. As jy in die woestyn reis, kyk dan goed. Miskien sien jy 'n klein mannetjie met goue hare. Hy sal nie antwoord nie. Maar skryf asseblief vir die verteller. Hy wil weet die klein prins het teruggekeer.